Môre, ons teksgedeelte vir oggend is Lukas 4 vanaf vers 14 tot 21. Ek wil graag vers 18 en 19 vir julle lees. Die Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om die evangelie aan armes te verkondig. Hy het my gestuur om vrylating vir gevangenes uit te roep en herstel van gesig vir blindes, om onderdruktes in vryheid uit te stuur, om die genadejaar van die Here aan te kondig. As 'n mens hierdie gedeelte lees, is daar twee perspektiewe op hierdie teksgedeelte belangrik. Die eerste is die verskil tussen kleinboere en grootboere. As 'n mens gaan kyk na die boerdery situasie in Palestina, dan was dit dat die boere eintlik baie arm was. Hulle grondgebied was baie klein geweest en hulle dikwels gesukkel om te oorleef op hierdie klein grond wat hulle het. Die hele gedagte van groot eienaars was eintlik onbekend en dit het eintlik eers begin met die Romeinse owerheid wat al hoe groter grondgebiede bekom het en wat later eintlik die groot grondeienaar was. En die gevolg hiervan is dat baie van die kleiner boere in Palestina hulle grond verlaat het om as dagloners dan ook op hierdie Romeinse plase dan ook te gaan werk. En daarom as mens ons Vadergebed lees, gee my daaglikse brood, dan is dit so dat die denarius, die geld in het vir 'n dagloner was ongeveer R100 in vandag se terme. Is dit dat daar eintlik 'n gebed is, Here gee vir my net nou kos vir dit wat ek nou nodig het. En daarom is dit dat ons in hierdie gedeelte eintlik baie bewuster word van hulle wat in nood verkeer, die gevangenes, die blindes, die onderdruktes, en hulle word nou onder die term armes eintlik hier saamgevat. Die tweede gedagte is ook die gedagte van die jubeljaar of die genadejaar van die Here. En dit is so dat elke 7de jaar en dan die groot jubeljaar elke 49 jaar grond teruggegee was aan mense wat hulle grond verloor het. Skuld was afgeskryf, skuldslawe was ook dikwels vrygestel en daar was ook amnestie verleen vir hulle wat in die gevangenis was. En dit is hierdie genadejaar, hierdie nuwe begin, nou oorbegin tydperk vir hulle wat niks gehad het, om weer te kon oorbegin wat eintlik getuig het van God se genade en God se voorsienigheid ook vir ons. En in hierdie gedeelte wat ons vanoggend saam gelees het, lees ons dan nou dat die Here eintlik kom sê dat hy die goeie nuus is, dat hy die evangelie is vir hulle wat arm is, vir hulle wat nood het, vir hulle wat onderdruk word, vir hulle wat nood ervaar ook in hulle lewe. En dan sluit hy die gedeelte af in vers 21 deur te sê, vandag is hierdie skrifwoord wat nou julle net gehoor het, dan ook vervul. So hy kom eintlik vir hulle sê, hy sê almal wat moeg is, almal wat sukkel, almal wat worstel, ek is die jubeljaar, ek is die genadejaar van die Here. Dis amper asof ons die genade van God in hom tot vervulling sien kom. As 'n mens vanoggend kom vra, maar wat beteken hierdie gedeelte, dan is dit natuurlik twee gedagtes. Die een kant om te sê dat die Here hier nie net praat oor ons verhouding met hom nie, maar dat hy ons oproep om fisies betrokke te raak by die nood van mense. Want dit is wat hy doen. Hy is die Here wat in mense se omstandighede betrokke raak, wat vertroos hulle wat verstoot word, wat genesing gee vir hulle wat siek is, wat bevryding bring vir hulle wat verslawing vasgeval is. En dan in die tweede plek kom hy en hy sê, maar God gebruik ook vir my en vir jou om 'n hartsverandering te ondergaan om dan daardie nood te help verlig. Ons sien dit byvoorbeeld in Lukas 18 en 19 met die verhaal van die ryk jong man en sy gees. Die ryk jong man wat voorbeeldig was en vroom was, 'n onderhouer van die wet, hy sukkel om iets terug te gee aan hulle wat arm is, terwyl sy gees, nadat die Here sy hart verander het, lees ons sonder dat die Here vir hom enigiets sê, hy het die helfte van dit wat hy het uitdeel aan hulle wat arm is. En daarom het jy altyd hierdie twee reaksies op die woord van die Here. Een wat sê, maar ek bly dieselfde, ander een wat sê, maar God het my lewe kom verander,
ek kan nie meer voortgaan met my ou lewe nie, maar dat die Here dan nou juist my stuur en my gebruik om 'n verskil te maak. Wat belangrik is dat die Here eintlik in sy evangelie met ons almal praat, nie? Hy sê, wees goed teenoor alle mense. Ons liefde mag nie net vir sekere mense beperk wees nie. Daarom al praat hy hier vanoggend van die armes, beteken dan nou hulle wat ryk is nie uitgesluit uit God se genade, ja, maar dat die Here eintlik vir ons almal deel maak van sy verhouding met ons. Maar hierdie gedeelte herinner ons daarin dat in Christus ons die genade van God leer ken. En ek wil vanoggend vir jou kom vra om te sê, wil jy nie hierdie boodskap van die Here vanoggend ontvang en toelaat dat die Here jou lewe rig en verander en herstel nie? Ons leef in baie stikkindheid, ons leef in stikkende verhoudinge, ons leef in mense wat verslaaf is, mense wat siek is, wat verstoot is, mense wat hulp nodig het, wat arm is, en dan is dit dat die Here kom en hy kom herinner ons om te sê, maar in my vind julle hierdie vrede, in my gaan julle hierdie herstel vind, om te kan oorbegin, omdat julle my genade in Christus leer ken het. En as ons gaan kyk na die getuienisse van mense, dan hoor ons hierdie ongelooflike verhale, van hoe dat die Here my lewe verander het, hoe hy my manier van dink en lewe verander het, en dat mense hierdie herstel en genesing ook in hulle lewe kon ervaar. En mag die Here vir my en vir jou help om ook 'n hartsverandering te ondergaan, om nie te gaan dink oor die nood van ons tyd, om te gaan sê, hoe wil God my gebruik en stuur, ook in 'n tyd soos vandag. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir u genade, dankie dat ons juis ons troos, ons vrede, ons genesing in u kan vind. Amen.